Ek deel gou-gou vanoggend met jou 3 dinge wat jy moet onthou as jy 'n talentvolle persoon is of iemand is wat God magtig deur gawes en bedieninge gebruik. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Die naweek is verby, maandag het aangebreek. Ek hoop dis vir jou 'n blou maandag. En ek bedoel daarmee, ek hoop is vir jou 'n goeie maandag. Dis beter as donker wolke, né? Ek hoop die son skyn op jou rug in hierdie dag. Ek gesels gou met jou vanoggend oor goue reëls, 2 Timoteus 2 vers 5. En verder sê Paulus vir Timoteus, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewetywer het nie. In God se koninkryk is daar reëls wat moet nagevolg word. Nou Paulus sê dat ons geestelike wandel is soos 'n wedstryd en dat daar beloning is na die deelname. Maar dat hierdie beloning kom natuurlik as daar volgens die reëls gewetywer is, nê, of volgens die reëls deelgeneem was. Nou ek het iets raak gelees wat ek gaan gebruik om hierdie gedagte eintlik mooi aan jou te verduidelik. Tiff Shuttleworth, ek weet nou nie of hy familie was van Mark Shuttleworth nie, maar hy het in elk geval gesê, wanneer jy deur God toevertrou word, of is, met gawes, hou hierdie 3 dinge in gedagte. Nommer 1, wees dankbaar vir jou gawe, moenie hoogmoedig word nie. Nommer 2, sien jou gawe as rentmeesterskap, nie as status nie. Nommer 3, moet nooit toelaat dat jou strewe na die gawes jou karakter verbysteek nie. Jo, soveel waardewoorde nie. Dis vir my goue reëls. Maar ek wil dit 'n bietjie verder laat uitkring en ek wil hê jy moet talente ook in die plek van gawes plaas of saam met gawes plaas. So hoe lees dit dan? Want ek wil beide gawes en talente kortliks bespreek. Jy weet sommer so as 'n eenheid en jy kan bedieninge ook daarby sit as jy wil. So ek wil sê, wees dankbaar vir jou gawes, wees dankbaar vir jou talente, wees dankbaar vir jou bediening, moenie hoogmoedig word nie. Sien jou gawes, sien jou talente, sien jou bediening as rentmeesterskap. Moet dit nie sien as 'n status simbool nie. Nommer 3, moet nooit toelaat dat jou strewe na jou gawes en jou talente en jou bedieninge jou karakter verbysteek nie. Jy weet, daar is vir my regtig niks so lekker om na iemand te luister wat die gawe het om te kan bedien nie, nê? Om die woord oop te breek, om dit uit te lê nie. Of iemand wat deur een of ander gawe deur God Heilige Gees gebruik word nie. Dit is vir my so lekker om in so gehoor te sit of deel te wees daarvan. Dis opbouend, dit is stigtend, nê? Dis motiverend tot bruikbaarheid en tot 'n ou se heiligmaking. En so is dit vir my lekker om na talente te kyk. Ek is gaande daaroor, of om te luister na iemand se talent, om te sien hoe mense hulle vermoëns kan ontwikkel, maar dan is daar ook die ander kant, die slegte kant. En dit is wat Paulus van praat, hy sê, jy weet, ons moet volgens die reëls wetywer. Die slegte kant is wanneer die mens, dit wat hy of sy van God ontvang het, hierdie gawes, talente, bedieninge, dit vir hulle self aantrek. En jy sien dit duidelik deur die 3 dinge wat Tiff uitwys. Hy sê, so 'n persoon word hoogmoedig, statusgedrewe, en hulle karakter kan jy sien het nie bygebly by die ontwikkeling van hulle talente en die toebedeling van hulle gawes en die bedieninge nie. Paulus het vir Timoteus gesê, as 'n man tot die bediening tree, lees dit 'n bietjie. Hy sê, laat sy karakter eers ontwikkel, voordat hy in sy bediening ontwikkel. Hierdie is 'n belangrike ding. Jy moet nie net jou kinders se talente ontwikkel nie, man. Jy moet belê in hulle karakter ook. Dis geweldig belangrik. En dis belangrik in watter bedryf jy ook al is en in watter talent jy ook al bemeester het. Bemeester jou karakter, bemeester goddelike karakter. Weet jy, en doen dit voordat jy beroemd raak, man. As jy 'n musiek en 'n sangtalent het, ek sien ons wat gebeur met die arme mense. Hulle is jonk, hulle is tieners, dan word hulle beroemd.
vaderland, hulle lewens val uit mekaar uit. Hulle lewens val letterlik uit mekaar uit. Hulle verval in sonde en al die ander snaakse goed wat jy van kan praat. Hoekom? Hulle talent het hulle karakter verbygevat op 'n stadium. Want as beroemdheid eers gekom het, dan vergeet die mens mos nou van waar sy talent of sy gawe van gekom het. En jy kan dit kerk toe ook vat, gaan kyk baie ouens wat hulle self so bedieninge toe eis, profete en apostels en evangeliste en wat ook al. Dan kyk jy na hierdie knape se lewens, dan sien jy, hierdie ouens se bedieninge en hulle gawes, hulle talente, het hulle karakter verbygevat teen 'n hengse spoed. Daar is nie integriteit nie. Paulus sê ons dat die gawes nie joune is nie, my maat. So jy het nie rede om hoogmoedig daaroor te word nie. Soveel te meer jou talente. In hom, in Jesus Christus, leef ons, beweeg ons, het ons bestaan. Wat is jy, nietige mens, dat jy roem in wie jy is en wat jy het en wat jy bereik het? Jy sou niks gehad het of gewees het, as dit nie van God se genade was nie. Nou te val 'n belangrike ding aan en dis rentmeesterskap. Ek kom land. Jy weet, die verklaringde woordeboek sê dat die rentmeesterskap beteken die verantwoordelike beplanning, bestuur en versorging van iets wat aan 'n mens se sorg toevertrou is. Soos dan geen nou voorbeelde van natuurlike hulpbronne en finansies of organisasies of wat ook al, maar ons praat so van talente en gawes en bedieninge. So, rentmeesterskap beteken is die verantwoordelike beplanning, bestuur, versorging van jou talente, jou gawes en jou bedieninge. As God jou 'n gawe of 'n bediening of 'n talent gegee het, dan moet jy dit versorg en bestuur deur versorgvuldige beplanning wat jy daarmee gaan doen. Dan sal jy vir my sê, ja, maar as jy die gawes van die Heilige Gees het, die Heilige Gees werk soos wat hy wil. Nee, gaan lees ordentlik 1 Korintiërs 12, 13 en 14, dan gaan jy verstaan wat ek bedoel. Die gees van die profeet is aan die profeet onderdanig. Daar is bestuur, daar is beplanning, al het God jou 'n gawe en 'n talent en 'n bediening gegee. Jy raak nie van jou kop af nie. Rentmeesterskap vra dat jy God se goed, sy gawes, sy talente, sy bedieninge sal oppas tot maksimale funksionaliteit. Waarvoor? Tot uitbreiding van God se koninkryk. Dat jy dit sal hanteer asof dit jou eie is. Hoor mooi wat ek bedoel, dat dit kosbaar is asof dit jou eie is, maar tog te weet dat behoort nie aan jou nie, dis God se, dis rentmeesterskap. Dis die reëls van die koninkryk. Nou dis nie almal nie, maar kom ek sê vir jou, dis 'n baie goeie wegspring vir hierdie week wat voor lê. So ek sê vanmôre dankie vir Tiff Shuttleworth vir hierdie kosbare insig wat ons vandag kon ontleed het. Blessings, kind van die Here, mag het met jou goed gaan, alle seën van die Here tot ons verder uit God se woord Woensdag gesels.